saamgevat word. Ons skriflesing vanoggend is Romeine 11 vanaf vers 23 tot 25 tot dit is 23 tot 29. Dit volg op verlede week se boodskap. Die twee sluit by mekaar aan. So eintlik om vanoggend goed te verstaan, ek probeer die lyne deurtrek, sal dit goed wees as jy ook verlede Sondag se boodskap net onder oë of ore kry. Maar voor ons saam lees daar, kom ons sluit in die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie onbeskryflike voorreg dat ons as u kinders so by mekaar kan kom om u te aanbid. Dankie Here dat ons dit nie as vanselfsprekend op enige manier aanvaar nie. Want u red ons uit genade alleen. U roep ons, u kies ons, u bring ons in deur die werking van die Gees. En daar is geen groter voorreg op hierdie aarde as om 'n kind van u te wees en deel te wees van u volk, van u kinders, van u kudde wat u, Here Jesus, duur gekoop het met u kosbare bloed nie. Ons dankie vir die woord waardeur u met ons praat en ons bid ook dat u in hierdie oggend u woord vir ons sal oopmaak deur die Gees en dit op ons harte sal skryf en ons harte sal verlig en ons sal vul met 'n nuwe toewyding vir u. Dat ons Jesus sal lief hê en dien met ons hele hart. Praat met ons deur die woord, Here. Ons bid dit om u naam se ontwil. Amen. Ek lees saam vanaf vers 23, ek sit ook die teks op die skerm. En wat hulle betref, hulle is die volk van God, as hulle nie in hulle, of die volk Israel, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal ook hulle weer ingeënt word. God is magtig om hulle weer terug te kan ent. Want as jy uitgekap is uit wat van nature 'n wilde olyfboom was en jy teen jou natuur op die makolyf oorgeënt kon word, hoeveel te meer sal die natuurlike takke nie op hulle eie olyfboom teruggeënt kan word nie. Om te voorkom dat julle eie wys sal wees, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees oor hierdie misterie nie. Daar het gedeeltelike verharding oor Israel gekom, totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Op hierdie manier sal die hele Israel verlos word, soos daar geskryf staan. Die redder sal uit Sion kom, en hy sal die goddeloosheid uit Jakob verwyder. En dit sal my verbond met hulle wees, wanneer ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande, om julle ontwil. Maar wat die uitverkiesing betref, is hulle geliefdes, om die voorvaders se ontwil. Die gawes en roeping van God is immers onherroepelik. Ons lees dit so ver. Ons tema is 'n geheimenis. God gaan die hele volk Israel verlos. Vyeboom, simbool van God se volk Israel in die Ou Testament, waarna Paulus ook verwys. In Romeine 11 vers 23 tot 29 word die verhouding tussen die volk Israel en Jesus al Messias, wat hulle verwerp het, onder 'n profetiese vergrootglas gesit. 'n ingrypende nuwe wending van God se genade teenoor die uitverkore volk Israel. Dit word in die verre vooruitsig gestel. Voordat dit sou gebeur, sou die volk Israel vir eeue die straf en die oordeel van God ervaar, omdat hulle Jesus as Messias verwerp het. Hoe weet ons dit? Ons gaan na Jesus toe. 5 dae voor Jesus se kruisiging het hy Jerusalem binnegery op 'n donkie. Ons ken dit almal, 'n week 5 dae voor sy kruisiging. Terwyl Jesus op 'n donkie ry, lees ons sy aangrypende profetiese woorde oor sy verhouding as Messias met die volk Israel. Ons lees: toe Jesus naby kom en die stad sien, het hy oor haar gehuil en gesê: as jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring. Maar nou is dit vir jou oë verberg.
Want daar sal dae vir jou aanbreek, wanneer jou vyande skanse teen jou oprig, jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou en jou kinders met die grond gelyk maak. Hulle sal nie een klip in jou op die ander laat bly staan nie, omdat jy nie hierdie beslissende tyd, toe God jou besoek het, herken het nie. Wat is die beslissende tyd? Jesus as Messias kom na die volk Israel. Wat kon vir hulle vrede bring? Aanvaar en bely Jesus as Messias. Jesus wys op die straf van God en die vernietigende gevolge vir Israel, omdat hulle die Messias verwerp het. In sy raadsplan het God dit ingesluit, dat Jesus gekruisig word. 'n Paar dae later, enkele dae voor Jesus se kruisdood, kort, kan 2 dae, 3 dae wees, voorspel Jesus in meer detail die vernietiging van Jerusalem. Ons het verlede week so 'n bietjie daarby stil gestaan. In Lukas 21 vers 20 tot 24. Nou voor ek dit lees, net die voor ons na Jesus se woorde, lê net weer die harde feite. Titus, die Romeinse generaal, het Jerusalem in 70 na Christus ingeneem. Oor daai oorwinning het hy later die Romeinse keiser geword. Hy het die stad in puin gelê en die tempel afgebrand. En volgens die Joodse geskiedskrywer, die Josephus, het daar 1,1 miljoen Jode gesterf. Tacitus, die Romein sê nader aan 600,000. Maar wat interessant is, die stad Jerusalem self het 'n inwonertal van 600,000 mense gehad. So Jerusalem was 'n groot stad. En duisende Jode het voor Paasfees die stad binnegestroom voor die 5 maande beleg. En nadat Titus klaar was met Jerusalem, is geen Jood lewend in Jerusalem agtergelaat nie. Almal is doodgemaak, behalwe die 97,000 wat as gevangenes weggevoer is. Nou hoor ook raad, was Jesus se waarskuwing en voorspelling 40 jaar, want Jesus is gekruisig plus minus 30 na Christus, en hierdie vernietiging vind plaas 70, so dis 40 jaar. Jesus was baie akkuraat, as jy wonder oor die betroubaarheid van die Bybel. Jesus het vir hulle gesê, wanneer julle sien dat Jerusalem deur leeu's omsingel is, moet julle weet dat haar verwoesting naby is. Dan moet hulle wat in Judea is na die berge vlug, en hulle wat binne die stad self is, moet uitgaan, en hulle wat op die platland is, moet die stad nie binne gaan nie, want Jesus het geweet wat gaan met die stad gebeur. Want daardie dae is dae van vergelding, sodat alles wat geskryf is vervul sal word. Wee hulle wat in daardie dae swanger is en borsvoed, want daar sal groot nood in die land wees en straf vir hierdie volk. Verlede week genoem, 500 Jode per dag is deur die Romeine gekruisig. Tot daar amper 1 miljoen mense doodgemaak is. En dan sluit Jesus sy profesie af met 'n duidelike heenwysing na ons teks in Romeine 11. Hy sê hulle, dis die Joodse volk, sal val deur die skerpte van die swaard en as gevangenes na al die nasies weggevoer word in Jerusalem, en hoor mooi wat sê Jesus hier, in Jerusalem sal deur die nasies vertrap word. Het gaan nie net oor die Romeine nie. Jerusalem sal deur die nasies vertrap word totdat die bestemde tyd van die nasies vervul is. Nou na 70 na Christus is die Joodse volk oor eeue, jy kan dit gaan lees, wreed, vertrap en vervolg. Met die kombinasie wat die meeste van ons van weet, van die 6 miljoen Jode wat in die Tweede Wêreldoorlog in die konsentrasiekampe van Hitler se nazi-regime gesterf het. Maar voor dit is hulle voortdurend vervolg. Dis die vertrapping wat Jesus gesê het gaan kom. En dan na 1878 jaar keer die Jode terug na Palestina en op 14 Mei 1948 word Israel 'n onafhanklike staat. Na dit 78 jaar was daar voortdurend oorlog vir oorlewing om hulle self suksesvol teen sy moslimbure te verdedig. As hulle sterk genoeg was, dan het hulle weer Israel vertrap. Maar Israel raak al hoe sterker en die wêreld staan verstom oor dit wat voor hulle oë afspeel. Nou dis duidelik dat ten spyte van die vyandigheid wat Israel van baie nasies ervaar,
wil dit voorkom of die vertrapping van Israel deur die nasies vir ongeveer 1900 jaar begin om te draai. Vind nie meer op dieselfde skaal plaas nie, maar as die nasies die geleentheid kry, dan doen hulle dit. Die Jode as 'n nasie verdedig hulle nou. Dis waarskynlik, as 'n mens kyk na hoe lank dit gebeur het en die draai wat besig is om plaas te vind, is dit waarskynlik 'n teken van die eindtyd. Jesus se woorde in Lukas 21 waar hy sê Jerusalem sal deur die nasies vertrap word totdat die bestemde tyd van die nasies vervul is. Hou heel moontlik verband met Paulus se woorde in Romeine 11 waar hy sê daar het 'n gedeeltelike verharding oor Israel gekom totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Die heidense nasies. Op hierdie manier sal die hele Israel verlos word. Nou hier het ons 'n interessante parallel. Jesus sê Jerusalem sal deur die nasies vertrap word, en ons lees ook in Romeine, daar het 'n gedeeltelike verharding oor Israel gekom. Nou die volk Israel is deur die nasies vertrap as God se straf, omdat die Jode hulle eie Messias verwerp het. En deur God in hulle ongeloof verhard is. Hulle is verhard. Dis waaroor Romeine 9:10 gaan. Hulle is verhard in hulle ongeloof. En nadat hulle die Messias verwerp het. En daarom is hulle vertrap. So die vertrapping van die nasies het te doen ook met die verharding in hulle ongeloof. Dan gaan dit verder, totdat die bestemde tyd van die nasies vervul is, totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Nou die volle getal van die heidene wat ingekom het is redelik verstaanbaar, maar met die bestemde tyd van die nasies, dit is moeiliker om dit te interpreteer, stop die vertrapping van Israel. Maar dalk hou dit verband met die volle getal heidene wat inkom. Wat so vir ons wil lyk. En met die gevolle getal heidene wat ingekom het, kom die verharding oor Israel tot 'n einde en kom hulle tot geloof. En die goed loop parallel met mekaar. Dit is dus duidelik dat Paulus se profesie oor Israel in Romeine 11, 25, 26 nog in die toekoms lê. Want as die bestemde tyd van die nasies vervul is en die volle getal heidene ingekom het, sal die verharding tot 'n einde kom en sal Israel tot geloof kom. Soos Paulus sê, sal die hele Israel verlos word. En dit het nog nie gebeur nie. Israel het nog nie tot geloof gekom in die Here Jesus nie. Wanneer dit gebeur, dan is die Here Jesus se wederkoms op hande. Nou al wat dit vir my sê in terme van die uitwerking van God se verlossingsplan vir die wêreld, Christus se koms is dalk veel nader as wat ons dink. Dis hoekom jy nou die afvalligheid ook kry op baie plekke. En dit bring ons by ons tema, geheimenis, God gaan die hele volk Israel verlos. Nou 'n belangrike vraag hier is, wat beteken dit dat God die hele volk Israel gaan verlos? Mense verskil daaroor, teoloë verskil daaroor, predikante verskil daaroor. En om dit te verstaan, moet ons die konteks van nie net Romeine 9 tot 11 goed verstaan nie, maar ook die breër konteks van die hele Romeinebrief. Eers moet ons meer spesifiek vra, wat is die betekenis van die Griekse woord verlos? As daar staan, God sal die hele volk Israel verlos. Wat beteken verlos? Party mense sien die Jode wat terug is Palestina toe as dit. Maar wat sê die Bybel? As Paulus Romeine begin, dan gee hy 'n tema. Begin hy in Romeine 1 vers 16 tot 17, dan sê hy, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek, want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, die verlossing. Eers vir die Jood, dan vir die Griek. Soos Paulus spel dit uit, hy sê geloof in die Here Jesus, die Messias wat gesterf het aan die kruis, is God se krag om te verlos. Deur geloof kry ons deel aan God se geregtigheid in Christus, wat Christus aan die kruis verdien het, en ons verruil dit deur geloof vir ons ongeregtigheid. Martin Luther het van die groot ruilplaas. Jy verruil jou ongeregtigheid, verruil jy vir Christus se geregtigheid, wat deur God geopenbaar word.
En so word ons verlos van God se toorn en straf op ons ongeregtigheid. Daarom kan jy dit net deur geloof kry. Jy kan net jou ongeregtigheid ruil vir Christus se geregtigheid deur geloof. Dis al. En dan skuif dit. Nou waarvan verlos God ons deur Jesus? En dis baie belangrik. God se toorn en straf op sonde. Hy maak jou vry van jou sonde, maar hy verlos jou van sy toorn en straf. Jesus sê dit baie duidelik gesê aan die einde van Johannes 4, die wat in my glo het die lewe, die wat nie in my glo nie, wat my verwerp, die toorn van God bly op hulle. So iemand wat nie in die Here Jesus glo nie, die toorn van God hang oor hom soos 'n wolk wat net voordat dit begin reën. Maar eers vir die Jood, want die Messias Jesus het gekom vir die Jode en uit die Jode, maar ook vir die Griek, dis die nie-Jood, die heiden wat in Jesus glo. En Paulus bevestig dit in Romeine 10, baie duidelik dat ons net deur geloof in die Here Jesus deel kan word van die volk van God. Romeine 10, ons het dan daarby stil gestaan. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Daar's weer die woord verlos. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. So Paulus sê baie duidelik daar, Jode en heidene word presies op dieselfde manier verlos van God se toorn deur geloof in die Here Jesus. So dit beantwoord ons vraag oor die betekenis van die woord verlos. Baie belangrik, beide die volk Israel en heidense nasies word alleen deur geloof in die Joodse Messias verlos van God se toorn en straf op sonde. Daar is nie 'n ander manier nie, ook waarop Israel verlos kan word nie. Die blote feit dat die Jode na 1870 jaar op 'n wonderbaarlike wyse opgestaan het en teruggekeer het na Palestina en nou 'n onafhanklike staat vorm, maak hulle nie God se volk nie. In 'n sekere sin, maar nie God se volk as sy kinders wat gered is nie. As hulle nie in Jesus die Messias glo nie, is hulle verlore en onder die toorn van God. Dit moet ons goed verstaan. Paulus spel dit uit in vers 28, deur eenvoudig te sê wat die evangelie betref, is hulle vyande van God. Hulle is vyande van God en God is hulle vyand. Nou daar's party Christene wat glo dat God twee verbonde het. Jy kry dit vandag baie kerke. Een vir die volk Israel, wat deur hulle verlos is, en 'n ander vir die heidense gelowiges. Saam met dit is daar Christene wat nou weer, miskien moet ek net eers dit sê, en daarom dink hulle Israel is alright soos wat hulle is God se volk. Maar hulle is nie gered nie. Maar so baie Christene wil sê Israel, soos dit nou daar is God se volk, en daarom moet ons hulle ondersteun en ons moet hulle bystaan, wat nie verkeerd is nie. Die grootste guns wat jy vir hulle kan doen is om die evangelie aan hulle te verkondig. Maar nou kry jy ook Christene, dit het jy al opgetel, hulle wil nou terugkeer in solidariteit met Israel, na die Joodse feeste, en na die wette van die Ou Testament, dit tel jy baie op. Jy mag nou nie meer vir Jesus sê nie, jy moet nou die Hebreëse naam Yeshua gebruik, vir Arameese naam. Dit is nou al naam wat geld, asof God die Vader nie weet dat die Nuwe Testament wat in Grieks geskryf is, waar dit Jesus Christus is in Grieks nie. Jy moet nie na die duiwel jy op sleeptou en dwaalweë neem nie. In Kolossense 1, 16-17 praat Paulus oor die onderhouding van die Joodse koswette en feeste. En daar staan, sê Paulus, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink, of dat julle die jaarlikse feeste, en hulle is baie lief vir die loofhuttefees, wat jy nou weer moet vier, of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Geliefdes, Jesus is die werklikheid. Al hierdie goed het gewys op hom. Toe hy kom, toe val dit weg. Moenie op sy skaduwee fokus nie. Fokus op hom. As jy op enige manier teruggaan na die Ou Testament en daai wette en goed wil feeste wil hou, dan is die vraag, is jy gered? Verstaan jy wat Jesus vir jou gedoen het? Dan is jy besig met sy skaduwee en nie met hom nie. Jesus Christus as die Joodse Messias is die vervulling van alle Ou Testament feeste, offers
en die hele tempeldiens. En met die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus, het God self daardie bedeling tot 'n einde gebring, deur alle Jode weg te vat en die tempel te vernietig, deur die Romeine. God self het 'n streep getrek deur daardie ou bedeling. Sê, dit is nou klaar, nou begin die nuwe bedeling. So kom ons kyk nou na die vraag, wie is die hele Israel wat verlos sal word? Ons het nou verstaan in die lig van die skrif wat dit beteken verlos. Wie is die hele Israel wat verlos sal word? Nou daar is 3 standpunte. As jy gaan lees, maak mense baie die mekaar. As jy gaan lees in kommentare, in Bybelboeke, dan gaan jy 3 standpunte kry. Die eerste een is, as mense wat sal sê, die Israel wat hierna verwys word, verwys na die kerk, wat Paulus die Israel van God noem, en wat die Joodse en heidense gelowiges insluit. Soos hy sê, die hele Israel sal verlos word, dan sê hulle nie, wat Paulus praat eintlik maar net van die kerk, met al die gelowiges oor eeue, wat die Joodse en heidense gelowiges insluit. En dan is daar die wat glo dat die hele Israel verwys na al die uitverkore Joodse gelowiges, wat oor eeue tot bekering gekom het. So van die disippels, Paulus en al die ander Jode, want daar was altyd Jode wat tot bekering gekom het, maar dis hulle. Maar ek is oortuig dat Paulus die begrip, die hele Israel gebruik in Romeine 9 tot 11, en jy kan nie net kyk na daardie paar verse nie, gebruik as verwysend na die hele fisiese volk Israel, die nasate van Abraham op 'n spesifieke tydstip in die geskiedenis. En wel om die volgende redes. Hoekom sê ek dit? Ons moet gaan kyk in die konteks van Romeine 9 tot 11. En eintlik na die konteks van die hele Romeine boek, want Israel, die volk Israel, die nasate van Abraham, Paulus is heeltyd besig met hulle, van Romeine 1 af, noem hy hulle. So hoekom gaan hy dit nou verander, as hy aan die einde van Romeine 11 kom? Aan die begin van Romeine 9 beskryf Paulus 'n ontsaglike droefheid in sy hart, 'n onophoudelike pyn oor die volk Israel, wat die evangelie van Jesus, hul Messias, verwerp het. Paulus noem hulle, my broers, my volksgenote na die liggaam, hulle is Israeliete. Daar praat hy van die Jode, die fisiese nageslag. En in Romeine 10 vers 1 skryf Paulus, broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle verlos mag word. Van wie praat hy daar? Hy praat van die Jode. My gebed is dat hulle verlos mag word, want hulle is nie verlos nie, die groter meerderheid, want hulle het Jesus verwerp. Duidelik praat Paulus hier oor die fisiese volk Israel wat verlore is. En in Romeine 11 vers 1 vra Paulus die vraag, my vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot? Weereens praat hy nie van 'n geestelike Israel, wat Christene insluit, of die Jode wat tot bekering gekom het oor eeue nie. Weer is dit 'n baie duidelike verwysing na die fisiese volk Israel. Hierdie is almal verwysings na die hele volk Israel, die Jode, en sluit aan by Paulus se worsteling in Romeine 9 tot 11 oor hoekom, en dis Paulus se worsteling, hoekom die fisiese volk Israel Jesus as hul Messias verwerp het. Dis Paulus se stryd. Hoekom het die Jode, die fisiese volk Israel, hulle eie Messias verwerp? En daarmee is hy besig in die hele Romeine. Hy fokus daarop. En dan sê hy, op hierdie manier sal die hele Israel verlos word. So as hy dit sê, die hele Israel daar, dan is dit duidelik in die lig van die hele Romeine boek en in Romeine 9 tot 11, dat hy daar praat van die volk Israel, die fisiese nasate van Abraham. En hy praat van die oorgrootte meerderheid. Nie individualisties, soos wat hulle die oorgrootte meerderheid vir Jesus verwerp het, praat hy daar van die oorgrootte meerderheid wat gered sal word. Dat tot geloof in Jesus, hul Messias sal kom en so verlos word. En dit gaan nie oor eeue gebeur nie, dit gaan op een slag gebeur. En Paulus noem dit 'n misterie, 'n geheimenis. Nie 'n geheimenis in die sin dat dit moeilik is om te verstaan nie, dis 'n geheimenis, dis 'n waarheid wat verborge was, maar nou geopenbaar is. Dis iets wat toe was en oopgemaak is. En daarom skryf hy sê, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor hierdie misterie nie. Vroeger het hy gesê, kan dit in Efesiërs gaan lees, dat die evangelie wat na die heidene gegaan het, ook 'n misterie was. Dis ook geopenbaar.
En dit nou duidelik geword, dis God se plan. So hierdie is ook deel van God se plan, wat ook nou oopgemaak is. Daar het gedeeltelik 'n verharding oor Israel gekom, totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Op hierdie manier sal die hele Israel verlos word. Met die openbaring van hierdie misterie in God se verlossingsplan vir Jode en heidene in die geskiedenis, verduidelik Paulus in Romeine 9 tot 11. Dit is belangrik om net kortliks Paulus se lyn van argumentasie te volg in sake die volk Israel, wat Jesus as Messias verwerp het, maar dan eeue later as volk wel tot geloof in Jesus sal kom. In die lig van die volk Israel wat die evangelie en Jesus as Messias verwerp het, hulle het hom verwerp terwyl hy geleef het, maar dat 3000 Jode tot bekering gekom op Pinksterdag. Maar die oorgrote meerderheid het Jesus verder verwerp nadat die evangelie verkondig is. Paulus stel die moeilike vraag in Romeine 9 aan die orde, die beloftes, wat oud Paulus, jy kan dit weer gaan lees, die beloftes van God aan die volk Israel, wat nog nie vervul is nie. En daar dink ons nou aan Jeremia 31, Jesaja 60 en Jesegiel 36, jy kan dit by die huis gaan lees. Dis maar enkele voorbeelde. Wat nou van al hierdie beloftes? Wat nou van al hierdie beloftes? Wat na die koms van die Messias as deel van die nuwe verbond in vervulling moet gaan. As jy dit gaan lees, sal jy sien, dis beloftes aan die volk Israel gemaak. En dit het nie in vervulling gegaan nie. Want die volk Israel het Jesus as 'n Messias verwerp. Nou is die vraag, en dis eintlik wat Paulus dan vra, het God se woord misluk en gefaal? Het God sy beloftes gebreek? Was God nie in staat om sy beloftes teen die volk Israel na te kom nie? Want hy het sekere beloftes aan hulle gemaak en dit gebeur nie. Dit gebeur nie. Paulus antwoord hierdie vraag in Romeine 9 vers 6. Eintlik begin hy om dit te antwoord, waar ons lees, dit is nie asof die woord van God nou gefaal het nie. Sien, daar sê Paulus, want hy weet, dis die vraag. Dis die vraag. Het God se woord gefaal? Het dit misluk? Dan kan ons hom mos nie meer vertrou nie. As sy beloftes teenoor Israel faal, dan gaan sy beloftes teenoor ons as Christengelowiges ook faal. Kan mos faal. Dan sê hy, dis nie asof die woord van God nou gefaal het nie, en Paulus begin het antwoord, dan sê hy, want nie almal wat uit die Israel afkomstig is die ware Israel nie. En dan in Romeine 9, 1 tot 11, 10 toon Paulus aan, dat daar nog altyd in die geskiedenis van Israel, 'n ware Israel, 'n oorblyfsel ware gelowiges binne die groter volk was. Hy sê, jy kan maar in die geskiedenis gaan kyk, daar was altyd 'n oorblyfsel. Dit wil sê 'n klein groepie, wat die Here uit genade verkies het, en aan die Here getrou gebly het. Partykeer het dit gelyk asof die volk uitgewis is, maar dan is daar altyd hierdie klein groepie, die oorblyfsel. Nou sê Paulus, daarom is dit ook nie vreemd, dat daar in Paulus se tyd, net 'n oorblyfsel ware gelowiges in die Joodse volk was nie, wat in Jesus as Messias geglo het nie. En Paulus sê, ek is self 'n Jood. Apostels is Jode. So op daardie manier het God sy woord gehou. In teenstelling met die volk Israel, en dit vind ons nou, dit spel Paulus uit, in teenstelling met die volk Israel, het die heidene by die aanhoor van die evangelie Jesus in geloof aangeneem. Hulle het in al hoe meer geraak, totdat hulle die Jode verswelg het. In Romeine 11 vers 1 kom Paulus aan, ontken hy dat God die volk Israel verstoot het. Hy sê, want in spite daarvan dat die volk Israel Jesus as Messias verwerp het, en in ongeloof verhard is, bewys die oorblyfsel Joodse gelowiges, waarvan hy deel is, dat God nie sy volk volledig verstoot het nie. Hy sê, die verharding is net gedeeltelik. Maar het kom nog nie regtig uit by al die beloftes wat gemaak is nie. En in Romeine 11 vers 11, ontken Paulus ook dat die volk Israel se ongeloof en verharding beteken, en daarby het ons verlede week stilgestaan, dat God nou finaal met die fisiese volk Israel klaar is, en dat hulle as volk van God, die beloftes wat in die Ou Testament gemaak is, nooit weer sal opstaan tot geloof in Jesus as Messias nie. Dit is eintlik wat Paulus in vers 11, waarby ons verlede week stilgestaan, is God nou klaar met hulle? Gaan hulle nooit weer opstaan nie? Gaan hulle nie tot geloof kan kom nie? En dan sê Paulus hoegenaamd nie. In Romeine 11 vers 11 tot 15 verduidelik Paulus verder hoe God deur die volk Israel
se verwerping van die evangelie, die deur oopgemaak het, om deur geloof die verlossing in Christus aan die heidene te gee. Nou wat Paulus daar sê, is, hy sê, omdat God die Jode wat Jesus verwerp het, verhard het die deur nou opgegaan na die heidene toe, en hulle het begin glo. Hy brei uit daarop. En Romeine 11 vers 17 tot 22 gebruik Paulus die bekende simbool van die vyeboom, wat in die Ou Testament na die volk Israel verwys, om te verduidelik hoe heidene wat in Jesus glo, nou deel is van God se volk. So hierdie vyeboom is daar, dis die volk Israel, die volk van God, is 'n ware volk, en die heidene is ingeënt. Baie ou vyeboom daai, waarskynlik so 3000 jaar oud. Die mak olyfboom is die volk van God, en die wortel is Abraham en God se beloftes aan hom. Dit sê Paulus. Hy sê Abraham en die beloftes aan hom is die wortel. En die mak olyfboom, dis almal wat waarlik glo en in die Nuwe Testament waarlik in Jesus glo. Jode wat die evangelie verwerp, is soos mak olyftakke wat van die boom afgebreek is. Soos daai boom daar, die takke wat lê. Dis die Jode wat nie in Jesus glo nie, hulle is afgebreek, afgekap. Deur hul ongeloof in Jesus is die fisiese nageslag van Abraham afgesny van God se volk. Hulle lê daar op die grond. En dan sê Paulus, daarby het ons verlede week stil gestaan, die wilde olyfboomtakke, die heidene, word deur geloof in Christus op die mak olyfboom, die volk van God, ingeënt. Nou word die ingeënte wilde olyftakke, die heidense gelowiges, ondersteun deur die wortel van die mak olyfboom. Die wortel is Abraham, daarom noem Paulus in Galasiërs 3 vers 7, heidene wat in Jesus glo, kinders van Abraham, want Abraham is die wortel. Nou in Romeine 11 vers 23 tot 24 verduidelik Paulus deur middel van die beeld van die olyfboom, hoe God die fisiese volk Israel, wat Jesus verwerp het, weer deel kan maak van die mak olyfboom, die ware volk van God. Nou dis 'n beeld wat bietjie moeilik is, want 'n tak wat jy afgekap het wat daar lê, kan jy nie weer terugent nie, want hy's dood. Maar Paulus sê God kan dit doen, want hy's magtig. Daarom lees ons in vers 23, en wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal ook hulle weer ingeënt word. God is magtig om hulle weer terug te kan ent. Want as jy uitgekap is, nou praat hy met die heidene, uitgekap is uit wat van nature 'n wilde olyfboom was, en jy teen jou natuur op die mak olyfboom oorgeënt kon word, hoeveel te meer sal die natuurlike takke nie op hulle eie olyfboom teruggeënt kan word nie. Hulle is afgekap oor ongeloof. Maar deur geloof kan God hulle weer terugent. God is magtig om die natuurlike takke, die Joodse volk wat Jesus verwerp het en uitgekap is, weer terug te ent, want hy is God. As hulle nie volhard in hulle ongeloof nie, maar hulle is ook deur God verhard, die soewereiniteit van God en die persoonlike verantwoordelikheid. Nou Paulus het reeds die gelowiges uit die heidendom gewaarsku om nie hoogmoedig te wees teenoor hierdie Jode nie, teenoor die Jode wat uitgekap is nie. Hy het gesê, as julle nie glo nie, kan julle ook uitgekap word, en ons het verlede week vinnig gekyk hoe dit gaan in Europa nou. Kerke wat se deure toesluit, een na die ander, toesluit. Hy sê, ook julle as heidene is slegs uit genade deur geloof ingeënt, so moenie hoogmoedig raak nie. Sê oor jou goedheid wat jy daar sien, is God se genade. Nou waarsku Paulus weer eens die gelowiges in die heidendom, hy sê, om te voorkom dat julle eie wys sal wees, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees oor hierdie misterie nie. Sien, nou praat Paulus weer oor die misterie. Nou moet ons weet, Paulus skryf die Romeine boek 64 na Christus. So God het dit aan hom geopenbaar. Ek weet nie of toe hy daar weggeruk is, was tot in die 3de hemel, wat ons lees in Korintiërs, of God het aan hom geopenbaar het nie, maar God het aan hom geopenbaar, dat hy dit weer gaan doen met die volk Israel. Dan begin Paulus om die geheimenis en die misterie te verduidelik. Hy sê, daar het gedeeltelik 'n verharding oor Israel gekom, totdat die volle getal van die heidene ingekom het. So hier's 'n tydskaal. Die verharding en ongeloof oor die Joodse volk Israel is gedeeltelik en is tweeledig. Die eerste een is,
Daar was altyd 'n klein oorblyfsel Jode wat in Jesus sou glo. Die meerderheid is verhard. Oor die afgelope eeue het die oorweldigende meerderheid van Christus se kerk uit gelowiges uit die heidene nasies bestaan, met bitter min Joodse gelowiges. Hulle kom uit die oorspronklike olyfboom uit, maar daar was bitter min van hulle. En dit is die heidene wat ingekom het. Die wilde olyftakke op die olyfboom het die natuurlike takke by verre oortref. Dat as jy na dit kyk, dan sien jy omtrent geen maktakke nie. Jy sien geen natuurlike takke nie. Jy sien net wilde takke wat ingeënt is. Dis wat jy sien as jy na die kerk van Jesus kyk. Daar is Jode wat glo, jy kry hulle, maar daar is altyd 'n oorblyfsel wees. So dis gedeeltelik gewees. Die tweede is, die verharding sal eindig as gelowiges uit die heidene voltalliges. Dis wat Paulus sê. Die verharding oor die volk Israel duur voort, maar sal tot 'n einde kom totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Nou wat beteken dit? Dit beteken doodgewoon dat wanneer al God se uitverkore kinders uit die heidene nasies ingesamel is oor die aardbol, uit elke stam, volk en nasie, sal die verharding oor die Israel tot 'n einde kom. Hulle gaan verhard bly totdat God al sy kinders bymekaar gemaak het uit die nasies. Dit sal kort voor die wederkoms plaasvind. Hoekom sê ons dit? Want Jesus sê vir ons in Matteus 24 vers 14, die evangelie sal oor die hele wêreld verkondig word as getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. So wat beteken dit? Eers as alle heidene nasies die evangelie gehoor het en daarna tot bekering gekom het en God uit daardie nasies kinders geroep en gered het, dan sal God die sluier van ongeloof oor die oë van die volk Israel afhaal. Hoe dit sal gebeur, weet ons nie. En dan sal die volk Israel in geloof na Jesus opkyk. Paulus het reeds hierna in Romeine 11 vers 12 en 15 verwys. Daar sê Paulus, ek parafraseer, as God die ongeloof van die Jode en hulle verwerping van Christus as volk kon gebruik om 'n deur oop te maak dat die heidene nasies tot geloof in Christus kan kom, Paulus sê die Here het Israel se verwerping van die evangelie en van die Messias gebruik en toe draai na die heidene nasies toe om by hulle uit te kom. En dan sê hy, hoeveel te meer hulle volle getal, dit wil sê, hoeveel te meer sal hulle dit nie gebruik wanneer die volle getal van die volk Israel inkom nie. Wat sal hulle aanneming nie beteken nie? Niks anders nie as lewe uit die dood. Dink net, hoe sal God nie die volk Israel se bekering en hul aanneming as God se kinders kan gebruik? Wat dit vir die kerk sal beteken? Om die nasies te seën en te verryk nie. Waarskynlik op daai stadium gaan die afval baie groot wees in die kerk van Jesus. En daarom wag daar 'n skouspel. Wanneer die volle getal Jode tot geloof in Christus kom en deur God aangeneem word as deel van sy volk. Dit is die natuurlike takke. Dit sal 'n skouspelagtige wonderwerk wees, soos die doodsbeendere in Jesegiel 37 wat lewend gemaak is tot 'n magtige leermag vir die Here. Nou moontlik is dit 'n vervulling van die profesie ook in Jesegiel 37. Maar dan haal Paulus 'n teks uit Jesaja 59 aan, vers 20 en 21, en hy kombineer dit met Jeremia 31 vers 34 as 'n bewys dat dit sal gebeur. Paulus sê dit gaan gebeur. Dit kom. As 'n vervulling van Bybelse profeseë wat duisende jare gelede deur profete neergepen is. Nou daardie profeseë is neergepen honderde jare voor Christus. Ons lê nou al amper verder as 2000 jaar na Christus. Wat skryf Paulus? Hy sê, soos daar geskryf staan, die redder sal uit Sion kom en hy sal die goddeloosheid uit Jakob verwyder en dit sal my verbond met hulle wees wanneer ek hulle sondes wegneem. Daar sien ons weer wat 'n soort verlossing dit is. Ek gaan hulle sondes wegneem. Dit beteken nie, hulle gaan net as 'n nasie bymekaar kom nie. Ek gaan hulle sondes wegneem. En wie gaan dit wegneem? Die redder wat uit Sion kom. En wie is hy? Jesus. Dit is duidelik. Jesus as Joodse Messias
gaan die hele Israel verlos. As deel van die nuwe verbond word hulle sonde vergewe en draai hulle weg van goddeloosheid af, om so deel te word van God se volk, saam met al die miljoene uitverkore gelowiges uit die heidene nasies uit, wat op daai stadium baie gaan wees. In Romeine 11 vers 28 bevestig Paulus hoekom God dit gaan doen en sal doen. En hoekom die verlossingsgeskiedenis van die wêreld onafwendbaar afstuur op die verlossing van die hele volk Israel, wat op daardie tydstip in die geskiedenis as die volk Israel bekend sal staan. En nou is daar reeds 'n volk Israel wat bestaan. Hy het vir 1870 jaar het daar nie 'n volk Israel bestaan nie, hy bestaan reeds. So om hulle te red, moes God hulle eers bymekaar kry. En dis 'n wonderwerk. Mense staan verstom oor dit wat daar gebeur. En hy het hulle bymekaar gekry. Hulle is nou daar, maar is nog nie gered nie. Dan sê Paulus, wat die evangelie betref, is er wel vyande om julle ontwil. So hulle is nog nie gered nie. Wat sê Paulus? Hy het die Romeine brief geskryf ongeveer 56 na Christus. Was die volk Israel nog vyande van God en verlore onder die toorn van God, omdat hulle die evangelie van die Here Jesus verwerp het en omdat hulle hulle eie Messias verwerp het, tot voordeel van die heidene nasies, want die evangelie is in die heidene nasies verkondig. En dit is vandag 1970 jaar nadat Paulus Romeine geskryf het, nog steeds die situasie. Hulle verwerp nog steeds die Messias in groot meerderheid. Daar het in die 20ste eeu baie Jode tot bekering gekom. Maar as nasie verwerp hulle nog die Messias. Die oorgrote meerderheid van die volk Israel is verlore, terwyl baie uit die heidene nasies tot geloof kom. Gaan China toe, daar waar die kerk vervolg word. Hy groei teen 'n tempo. Maar nie in Israel nie, enkeles. Jy kan hulle so met 'n tweezer uithaal. So kom hulle tot bekering. So dis nog nie die volle getal nie. Maar dan die belofte dat dit gaan verander. Maar wat die uitverkiesing betref, is hulle geliefdes om die voorvaders ontwil. Mense kan dit ook verkeerd verstaan. Dis duidelik, hulle is nie verlos nie, maar Paulus sê hulle is geliefdes om die voorvaders se ontwil. Dit beteken dat God op grond van die beloftes en verbonde wat hy met Abraham gesluit het, sy verhouding met die fisiese volk Israel nog nie finaal getermineer en afgesny het nie. Romeine 9 vers 4 tot 5 is hier van toepassing waar Paulus na die fisiese volk Israel verwys. Daar sê Paulus, hulle is Israeliete, duidelik die volk. Aan hulle behoort die verbonde, die beloftes, aan hulle behoort die voorvaders, en uit hulle het ook die Christus as mens gekom. Dis hoekom hulle so geweldig gestraf is, omdat hulle die Messias verwerp het. En daarom sê Paulus, hulle is geliefdes om die voorvaders ontwil, ter wille van God se beloftes wat hy gemaak het. En nadat die volk Israel oor eeue deur die nasies vertrap is, en so gestraf is vir hulle verwerping van Jesus as Messias, gaan God net voor die wederkoms van Jesus, getrou aan sy beloftes aan Abraham, die hele volk Israel verlos. In vers 29 bevestig Paulus die betroubaarheid en onveranderlikheid van God se woord, as die diepste grond waarop ons kan staan en waarin God homself verbind om sy wil uit te voer. Daar sê hy, die gawes en roeping van God is immers onherroepelik. So dit wat hy gesê het, hy gaan doen, vir die fisiese volk Israel, gaan hy doen. Want dit kom nog. Hulle is verhard, en hulle is gestraf, maar hy gaan dit doen. Dit is soos wat die profeet Jesaja skryf, in Jesaja 55, my woord, sê die Here, sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Dit beteken dat profeseë wat honderde jare voor Christus, dit wil sê profeseë wat waarskynlik nou hier naby 3000 jaar oud is, dat God dit tot vervulling gaan bring. Nou al die ander profeseë oor Jesus se geboorte, oor Jesus se kruisiging, dis alles vervul. Alles. Gaan maar lees maar die Ou Testament, op die letter. Geliefdes, omdat God se woord so sê, sal God die hele volk Israel as nasie red, voor die wederkoms van Jesus plaasvind. God sal dit doen. Hy sal dit doen in getrouheid aan sy beloftes aan Abraham. Hoe hy dit gaan doen, dit weet ons nie. Maar hy gaan dit doen. Ek sluit af met 'n profesie uit Sagaria 12.
Wat heel waarskynlik verwys na hierdie ingrypende gebeure, wanneer God die sluier van ongeloof van die nasie Israel gaan wegneem, en hulle in geloof en berou hulself na Jesus as hul Messias gaan wend. Daar gaan hulle oë oopgaan. Ons lees in Sagaria, op daardie dag, dis dan nou die dag wat dit gaan gebeur, sal ek, die Here, oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem 'n gees van genade en 'n gesindheid van smeekgebede uitstort. Dis wat met jou gebeur wanneer jy gered word. En hulle sal kyk na my vir wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rou soos 'n mens rou oor 'n enigste seun. En hulle sal bitterlik huil soos 'n mens huil oor 'n eersgebore kind. Dan gaan die volk Israel vir Jesus sien, die een wat hulle deurboor, en hulle sal in berou en trane. En almal gaan treur. Ons lees, jy kan dit gaan lees, Sagaria 12. Die land sal treur, elke familiegroep op sy eie, die familiegroep van die huis van Dawid op sy eie, en die vroue op hulle eie. Op daardie dag sal 'n fontein oopgemaak word, waar die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem hulle sondes en onreinheid kan afwas. Soos 'n verlossing van sonde wat gaan plaasvind, nadat hulle tot berou en trane gekom het. Op daardie dag sal ek die name van die afgode in die land uitwis, sodat hulle nie meer onthou sal word nie. Ek kan nog verder gaan lees. Hoe wonderlik sal dit wees, wanneer God hierdie wonder doen en die hele volk Israel verlos. Is dit nie aangrypend nie? Ongeveer 30 na Christus, net voor Jesus se kruisiging, het Jesus Jerusalem binne gery. En wat lees ons? Hy het getreur oor die volk Israel, wie se oë verblind was, dat hy hulle Messias is. Waar staan Jesus het gehuil? Ons lees in Lukas, en ek vat die twee tekste saam. Toe Jesus naby kom in die stad sien, het hy oor haar gehuil en gesê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het, wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Hulle is verhard as 'n sluier oor. Na eeue se straf en lyding, net voor die Jesus se wederkoms, sal God die sluier afhaal en hulle genadig wees. Hoe gaan hulle genadig wees? Deur 'n gees van genade en 'n gesindheid van smeekgebede oor hulle uit te stort, dat hulle in berou voor God sal neerval en hulle sonde sal bely. En hulle sal kyk na my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rou soos 'n mens rou oor 'n enigste seun, en hulle sal bitterlik huil soos 'n mens huil oor 'n eersgebore kind. Met berou en bekering sal hulle Jesus as Messias en Here bely. Dis wat gebeur met elke mens wat tot bekering kom. As jy jou sonde sien in die lig van wat Jesus vir jou gedoen het, dan is daar berou omdat ek teen God gesondig het. As dit natuurlik nog nie met jou gebeur het nie, dan is daar 'n vraag of jy regtig die Here Jesus ken. Ons moet bid dat God se koninkryk sal kom. Dat die Here dit wat ons daar lees in ons gemeente sal doen, in ons kerk in Hebreë sal doen, en bid dat God al sy uitverkorenes uit die heidene nasie sal insamel, sodat hy uiteindelik genade kan betoon aan die volk Israel. En dan sal Jesus op die wolke kom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, onbegryplik is U weë vir ons, Here. U maak die deur op die misterie van die waarheid van die woord, partykeer is net vir ons op 'n skreefie oop, dat ons kan sien wat U beplan om te doen. En U is nie afhanklik van mense om te doen wat U wil doen nie. U is God die Almagtige. U voer uit die beloftes van die woord, al neem dit eeue om dit te doen. U is getrou. U roeping, U gawes is onherroepelik. Dit staan vas. Dankie dat ons kan weet dat dit ook vir die volk Israel gaan doen. Wat 'n dag sal dit nie wees nie. Daarom bid ons daarvoor dat U dit sal doen. Dankie dat ons ook kan weet, Here, dat ons dien 'n God wat se woord vas en waar is, soos 'n anker, soos 'n rots, en ons kan daarop vertrou. Want die woord sê, elkeen wat die naam van Jesus aanroep, sal verlos word. Dankie dat ons dit kan weet, daarop kan vertrou met ons hele lewe. Wees U vir ons genadig. Ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ons gee geleentheid vir die opneem van die dankoffers.